Baie welkom ook in die erediens vanoggend. Kom ons word stil voor die Here. Prys die Here alle nasies. Loof hom alle volke. Want sy liefde vir ons is sterk. Aan die trou van die Here is daar geen einde nie. Prys die Here. Broer en suster, genade en vrede vir jou. Dit kom van God ons Vader wat U baie liefhet en Jesus Christus, ons Here. Here ons hemelse Vader, ons kan net U loof en prys, Here, vir al U goedheid en U genade. Here, dat ons vanoggend weer hier by mekaar kan wees om U te loof en te prys. Hemelse Vader, U weet wat elkeen van ons omstandighede is. Ons wil regtig waar bid dat U vir elkeen vir ons, dat ons na U toe kan kom met al ons probleme en ons uitdagings. Ons dank U ook, Here, waar dit goed gaan. Verseëninge, mildelikheid U hand uit. Ons dank U, Here, waar ons sien dat dit beter gaan met van ons lidmate wat siek was. En ons bid vir hulle wat nog steeds op die siekelys is. Here, dat U ook uitkoms sal gee. Hemelse Vader, ons wil ook so bid vir ons land, met al ons uitdagings in hierdie land. Here, ons wil maar net bid dat U ons 'n regering sal gee wat aan U gehoorsaam is. En dat ons ook in daardie opsig ons sal toewy, Here, om te doen wat reg is. Hemelse Vader, ons bid vir 'n wêreld wat U nie ken nie. En ons sien dit ook in die wêreld, in die oorlog en die dinge wat gebeur. En ons wil werklik waar ook bid en vra dat U met hulle sal wees in daai geteisterde gebiede. Dat daar vrede sal kom, Here, om U naam se wil. Wees met ons in hierdie erediens. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Amen. So ons doen 'n kort reeks uit 1 en 2 Timoteus. En ons het sulke sleutelwoorde wat ons elke keer gebruik. Eerste een was, ek sien iets in jou raak. Paulus wat dit vir jong Timoteus sê. Die tweede een was oor sy Christelike opvoeding. Sy ouma was 'n gelowige, hy was 'n gelowige, sy ma was 'n gelowige en hy het van kindsbeen af al die evangelie gehoor. Daarna het ons gepraat oor die woordjie skaam wees. En vandag praat ek oor die volgende sleutelwoord. Passie. Passion. Vuur. Dryfkrag. Brand jou passie nog? Of is jy moeg en afgemat? Voel jy kan oorgee? Is die vlam in jou dood? Of is die vlam in jou springlewendig? As jy na jou huwelik kyk, brand daai vlam nog? Of is die vlam dood? As jy na jou werk kyk, is die vlam dood? Of brand hy nog? As jy na jou sport kyk, brand daai vlammetjie nog in jou binneste? Of is die vlam besig om te sterwe? Baie jare gelede het Wales teen Engeland in die Six Nations rugby gespeel. Dis toe Wales en Engeland tog ewe sterk was. So hulle het in Wales se stadion, daai groot stadion, het hulle die verskillende volksliedere gesing. En Engeland het pragtig gesing God Save the Queen. En toe sing die Wallisers hulle volkslied. Dis die grootste passion wat ek ooit op 'n rugbyveld gehoor het en in 'n stadion. En ek stuur vir my boetie 'n WhatsApp en ek sê vir hom, hierdie game is klaar verby. Daar's nie 'n manier dat Engeland hierdie game gaan wen. Toe die eindfluitjie blaas, toe is die telling 30-3. Wat was die verskil? Passion. Passion van die skare en passion van die rugbyspelers. 'n Gemiddelde Walliese rugbyspan het die vloer gevee daai dag met die beroemde sterk Engeland. 30-0. So ek het daai vir my getyp. En so van tyd tot tyd as ek 'n bietjie down voel, dan speel ek net weer daai volkslied wat die Wallisers so sing. En as ek champion, dan kan jy weer gaan golf speel. Ek voel so 100% beter. Bring daai gemeente laat ek kan preek. Passion. Verstaan jy? Jy kan nie sonder passie lewe. Dit het niks te doen met ouderdom nie. Niks. As jy ouer geword het,
en jou passie het gesterf, gaan jy iets moet kry om daai vuurtjie weer aan die brand te steek. Maar jy kan nie op 'n stoel gaan sit, 24/7 televisie kyk, en dit word jou lewenswyse, waar alles dood is. Elkeen van julle wat vanoggend hier sit, is aan een of ander vorm van konstante druk onderworpe. Elkeen. Of dit by die skool is, of dit skoolkinders is, op laerskool, op hoërskool, studente, maak nie saak watter vlak van die samelewing ek en jy beweeg, jy kan nie sonder passie lewe nie. 2 Timoteus 1:6. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan, dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Jy moet jou genadegawe, wat jy van God ontvang het, weer soos 'n vuur aanblaas. Timoteus het met passie begin en in as geëindig. So het die pad van Timoteus begin. Op die eerste sendingreis stap Paulus en Barnabas die spesifieke dorpie binne, en daar sit 'n krepele, en Paulus bid vir hom en die jong krepele word gesond, en die storie versprei deur die dorp. Die 2 manne gekom wat godeseuns is, wat 'n miracle gedoen het, en so moes die hele dorpie gehardloop het, en jong Timoteus moes deel gewees het van hierdie groepie wat gehardloop het, om te kyk wat hier gebeur het. En hier kom die hoofpriester van die gode, en hulle wil offers bring aan hierdie 2 manne, en so staan Paulus op, en Paulus sê, nee, ons werk vir die God van die skepper van die hemel en die aarde. En jong Timoteus moes daar geluister het, en het 'n fantastiese boodskap gekom, en daai boodskap moes jong Timoteus se hart aangeraak het. Daar is die vuur in sy binneste in die brand gesteek vir die evangelie en vir die boodskap van Jesus Christus. Tot sy groot skok moes hy sien hoe 'n klompie Jode daar aankom, groot amok veroorsaak, Paulus met klippe gooi en hom daar uit die dorpie uitsleep vir dood. En jong Timoteus moes met skok gesit het. Hier moet jy nie by betrokke raak nie. En die volgende dag breek daar pandemonium in hierdie dorpie uit, want die ou wat hulle daar die vorige nag vir dood laat lê het, stap rustig die dorpie binne, en hy gaan voort met sy boodskap. En daar is die saad geplant. En hierdie jong Timoteus het gesê, ek wil soos Paulus wees. Kan jy in jou jonger tyd onthou, waar 'n dominee kom preek het, en die boodskap jou so aangegryp het, dat daar 'n diep verlange in jou wakker gemaak is, wat gesê het, ek wil soos daai dominee wees. Ek kan 2 persone onthou, wat ek op hoërskool na geluister het, en dis asof daardie 2 boodskappers net met my gepraat het. Van so 'n aard, dat op grond van wat Mike Smith Jr. gepreek het, senior, en Milanel, dat ek gesê het, maar ek wil soos hulle wees. En dit het uiteindelik daartoe gelei dat ek gekies het om 'n dominee te word. Timoteus het na wonderwerke gekyk, en Timoteus het gesê, ek wil soos hierdie man wees. Toe hy terugkom op die tweede sendingreis, toe hoor Paulus van hierdie jong Timoteus, en hierdie jong Timoteus het 'n baie goeie naam, en Paulus besluit toe om die jong Timoteus te belê. En so vat hierdie jong Timoteus op sy sendingreise. En hierdie sendingreise moes vir hom awesome, awe-inspiring gewees het. Want wonderwerk het plaasgevind, mense het tot bekering gekom, en Timoteus was deel van hierdie beweging. Die vuur het gebrand. Timoteus, wat is jou mission? Ek wil die wêreld bekeer. Timoteus, wat is jou uitdagings? Ek wil vir soveel moontlik mense vertel van die liewe Jesus. Die vlam in Timoteus het hoog gebrand. Dink 'n bietjie terug in jou lewe, toe die vlam in jou lewe hoog gebrand het.
Jy die eerste keer toe jy 'n meisie jou jong man ontmoet het, die vlam wat daar hoog gebrand het. Want jy vir die eerste keer toe jy projek gedoen het en hierdie projek was totaal suksesvol, die vlam wat daarop gebrand het. Elkeen van julle kan vandag hierdie storie kom sit en vertel oor op verskillende tye wat vlamme in jou lewe gebrand het. En wat jy gesê het, dis ek. My life. My mission. Die naakte realiteit lyk anders. So Timoteus is geplaas gewees in die gemeente van Efese. Paulus was in Rome in die tronk gewees. En daar het dit baie sleg met hom gegaan. Baie druk. En uiteindelik was die vlam in hierdie jongman se lewe dood. Daar's vir my niks so hartseer as om in die oë van iemand te kyk en ek sien niks. Daar's nie meer lewe nie. Daar's nie meer kleur nie. Daar's nie meer vonkel nie. Die oë is leeg. Die velkleur is bleek. Daar's hartseer glimlaggie. Daar's niks. Behalwe as en koudheid. Raak 'n bietjie positief oor die lewe. Geen reaksie. Kom ons gaan eet saam uit. Geen reaksie. Kan ek iets saam met jou gaan doen? Geen reaksie. Hoekom? Die vlam is dood. Hoe lyk dit met jou vlam vanoggend? Waar brand hy? Brand hy laag? Is 'n koeltjie wat gloei? Is hy dood? Elkeen van julle gaan in julle lewens 'n paar maal deur hierdie siklusse beweeg. Dis nie eenmalig nie. Dit gaan hom herhaal van tyd tot tyd. Daarom gaan ek jy vir 'n paar minute tot my beskikking net praat oor die advies wat Paulus vir Timoteus gegee het. Die vuur in Timoteus het nie meer gebrand nie. Sy lewenspassie was weg. Hoe lyk so 'n lewe? As jy met iemand praat, gaan daai persoon vir jou sê, ek is emosioneel totaal gedreineer. Ek is leeg, ek is moeg. Maar hierdie moegheid is 'n dieper moegheid as 'n gewone moegheid. Jy kan hom nie afslaap nie. Kan hom nie afrus nie. Kan nie pille drink nie. Dis asof jy totaal gedreineer is. As jy by 'n projek betrokke moet raak, dan kom jy en jy skop vir die eerste klompie minute of die eerste klompie paar dae, skop jy in net om agter te kom jy het nie meer energie nie. 'n Baie goeie golfspeler sal op die eerste paar gate begin speel, en hier teen die 5de, 6de gat kom hy agter, hy het geen energie meer oor nie. Totaal gedreineer. Baie kere sal jy met iemand praat en daai persoon sal sê, weet jy wat, ek voel soos 'n uitgedroogde waslap. Het jy al gesien hoe lyk 'n uitgedroogde waslap? Jy droog hom uit. Dan hang jy hom so op. En die volgende dag as jy weer daar by die uitgedroogde waslap kom, al wat jy kry, is nie dat hy reguit is nie, hy's nog steeds so in hierdie verwronge stukkie waslap wat jy gedraai het. Hoe voel jy? Oh my word. Voel soos 'n uitgedroogde waslap. Een van die ander maniere hoe jy passie verloor is die woordjie, ek is platgeslaan en ontnigter deur my omstandighede. Ek is platgeslaan. Wat hier met my gebeur het, was ek nie gereed voor nie en ek het nie gedink dit gaan gebeur nie. Dis wat met arme jong Timoteus plaasgevind het. Terwyl hy met passie en oorgawe die evangelie verkondig het, was hy eenvoudig platgeslaan deur al die kritiek wat hy gekry het. Op 'n stadium het hy net gesê het, ek kan nie meer nie. Ken jy die catch-22 gevoel? Jy bevind jou in 'n situasie wat jy weet jy moet uit hierdie situasie uitkom, maar jy kan nie. Jy is getroud, jy wil uit die huwelik uitkom, jy kan nie. Jy is onderwyser, jy werk vir jou salaris. Jy wil uit hierdie werk uitkom, want jy kan nie meer nie, maar jy kan nie uit die situasie uitkom nie. Jy werk in 'n fabriek onder 'n baas, jy het die geld nodig, jy wil nie meer daar wees nie, jou hele wese skop daarteen, jy wil uit, maar jy kan nie. En dan, wat baie keer met jou gebeur, is 'n gevoel wat oor jou kom, en die gevoel is, ek maak dit nie. Ek voel 'n mislukking. Hoeveel keer het dit al gebeur, dat jy in 'n situasie bevind, wat jy iets moet doen, waar daar soveel druk op jou is, dat jy vir jouself sê, ek gaan dit nie maak nie.
Ek voel soos 'n mislukking. Klompie gevoelens emosies wat deur jou gaan, as jy jou passie verloor het, en dit gaan nie meer goed met jou nie. Moses, die grootste leier in die Joodse geskiedenis, wat oor 'n paar miljoen mense uit die gevangenskap gelei het, deur die Rooi See, in die woestyn in. God het met hom gepraat as sy persoonlike vriend, daar het wonderwerke plaasgevind. Die grootste leier in die geskiedenis van die Joodse volk, breek in Numeri 11, totaal in stukkies. Toe sê Moses vir die Here, waarom behandel U my so sleg? Waarom is U my nie goedgesind? Dat U die volle verantwoordelikheid vir hierdie volk op my laai. Die volle verantwoordelikheid vir hierdie volk laai U op my. Nou hoor hoe klink so iemand. Het ek swanger geword, dat hierdie hele volk het ek hierdie hele volk in die wêreld gebring, dat U vir my sê, dra hulle aan jou bors, soos 'n oppasser met 'n suigeling doen, en bring hulle na die land toe wat ek hulle met 'n eed beloof het. So Moses is baie kwaad. Waar sal ek die vleis vandaan haal, om hierdie hele volk te gee, dat hulle die hele tyd by my kla, gee vir ons vleis dat ons kan eet. Ek sien nie langer kans om hierdie hele volk alleen te dra nie. Dit is te swaar vir my. Hy bars uit. As U so met my wil maak, kan U my gerus om die lewe bring, as U my goedgesind is. Hierdie slegte behandeling kan ek nie meer verduur nie. Moses het die gevoel gehad dat hy die volle volk moes dra, was nie waar nie. Daar was 70 ander leiers. Maar op hierdie punt het hy gekrak. Kom 2 woorde na vore. Hoekom behandel jy my so sleg? En ek kan my lewe neem. Daar waar Moses gesit het verskillende gedagtes deur sy kop gegaan. Ek wil nie meer in hierdie omstandighede leef nie. U behandel my baie sleg. Elia, een van die grootste miracle workers in die Ou Testament, kom agter dat die groot werk wat hy gedoen het is besig om 'n duik te stort, en dan vlug hy, en dan gesit hy hier onder 'n braambos, onder 'n besembos. Daar het hy onder die besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Sien jy, daar kom hy die tweede keer na vore. Moses het gesê, vat my lewe. Elia het gewens hy gaan dood. Nou is dit genoeg, Here. Neem my lewe. Ek is niks beters as my voorvaders nie. Moses het daar gekom, Elia daar gekom, Paulus het daar gekom, Timoteus het daar gekom, en jy? Van tyd tot tyd kom ook jy daar. 3 groot riglyne wat Paulus vir Timoteus gee. En die 3 grootes is die woordjie grense. Het jy geleer om duidelike grense te stel? Het jy geleer om ja te sê, het jy geleer om nee te sê? Is jy bereid om 'n besluit te neem wat 'n ongewilde besluit gaan wees? As jy besluit om by die persoon te kom wat allerhande goed met jou doen, te sê, hier's die grens, hier's die streep, tot hier toe en nie verder nie. Ons praat van passieblussers. Daar's baie passieblussers in jou lewe. Dit kan in jou huis wees, dit kan jou vriendekring wees, dit kan op die skool wees, dit kan op enige plek wees. Jy kan persoonlike vriende hê wat passieblussers is. Jy kry baie goeie punte, jy kry 88, 89, wat ook al, kry baie goeie punte, dan kom hierdie passieblusser en sê, ag nee wat, as ek net so hard soos jy gewerk het, sou ek dieselfde punte gekry het. Of jy haal een of ander baie belangrike span, jy is baie bly dat jy in die span is, dan kom die passieblusser en sê, ja, maar dis jou ouers wat die geld betaal het dat jy gekom het waar jy gekom het. Maar ons het almal eweveel talente, passieblussers. So ek kan hier kom en ek kan papier na papier kan ons vat en neerskryf oor passieblussers in jou lewe. En jy gaan so baie vinnig hier deur jou brein vanoggend moet scan oor hoeveel passieblussers daar in jou lewe is. En hoe lank jy die passieblussers in jou vriendekring, in jou persoonlike kring gaan hanteer. Ek het in 'n huis groot geword waar ons geleer is om nee te sê. Maar ek het agtergekom, hierdie is 'n kulturele ding. In die Afrikaanse samelewing
is dit nie noodwendig so gewees dat mense daar as jy gesien moet gehoorsaam wees en jy moet jou onderwerp aan gesag. Klompie goed is gesê. So ek vra jou vanoggend, het jy geleer om personal boundaries te stel? As ek praat van personal boundaries, sê ek nie, jy moet beklei nie, of jy moet onaangenaam wees nie. Jy kan op 'n baie vriendelike, positiewe, besliste manier, kan jy begin grense stel. So jy gaan vanoggend jou brein moet scan, en dan gaan jy moet besluit, waar gaan jy ja sê, waar gaan jy nee sê. Weet jy wat gebeur met jou omdat jy baie talentvol is? Jy vat meer werk as jy behoort te vat. Omdat jy passievol is, werk jy langer as wat ander mense werk. Maar jy gaan vanoggend hier deur jou brein moet scan, vir jouself die vraag afvra, om uitgebrand te wees, om die passie te verloor, is dit die lewe? Antwoord is nee, dit is die lewe nie. Want Jesus beloof 'n vol lewe, 'n lewe van oorgawe, 'n lewe om te geniet. Passieblissers. Hy sê in die eerste kort plekkie vir Timoteus, moenie toelaat dat mense op jou neerkyk. Jy kan nie na jou baas toe gaan nie. Jy kan nie na jou vrou gaan nie. Jy kan nie na jou pa gaan nie, kan nie na jou ma gaan nie. Jy kan met niemand anders gepraat om namens jou 'n grens te stel. So wat Paulus hier skryf, hy sê vir Timoteus, jy gaan die grens moet stel. Jy gaan die grens moet stel in jou vriendekring, jy gaan die grens moet stel in jou werkskring, jy gaan jou grens moet stel teenoor mense daar buite. Jy gaan 'n grens moet stel. Jy moenie toelaat dat mense op jou neerkyk. Jy moet leer om nee te sê. So ek gaan nou vir jou 'n storie vertel. Ek is deel van 'n baie goeie sterk golfspan. Ons speel liga 'n klompie jare gelede. Ons staan daar op die bof op 'n baie spesifieke golfbaan en toe ons op die bof staan, toe sê my direkte opponent, daar staan die skelm Dominee weer. En ek het so opgestaan en ek het teruggedraai en ek het vir Chris gesê, want die res van al die spanlede het ook al gestaan. Ons was die eerste op die bof. Ek sê vir Chris, jy sal my voor hierdie groep om verskoning vra. Ja, nee, maar dit is net 'n grap, ek sê nie jy verstaan nie. Ek dring daarop aan dat jy in hierdie geselskap my om verskoning vra, want ek is nie 'n skelmspeler nie. Nou het jy 'n bietjie begin ronddans en hierdie ander is 'n bietjie chippy begin raak en my direkte partner is 'n prokureur. En hy kyk na Chris. Hy sê jy sal 'n verskoning vra. En skielik het almal doodstil geword want ons het 'n grens gestel. Hy het hom verskoning gevra. Ons het albei ons balle gelig, eenkant gaan staan om aan te dui. Ons gaan nie verder speel voordat die verskoning aangebied was nie. Kan jy dit doen? Kan jy soms in openbaar 'n grens stel? Jy het nie 'n keuse nie. Al is dit hoe ongewild, al maak dit hoe seer, al stel dit jou bloot. Hy was 'n oud professionele golfer. Na die tyd toe gaan sit ek by hom. Toe sê ek vir hom, daai opmerking pas nie by jou nie. Dis wat hy vir hom gesê het. Dis wat so teleurstellend was. Dit pas nie by jou nie. So wat hy vir jong Timoteus sê is, jy gaan moet begin grense stel, Timoteus. En jy moenie omdat jy jonger is, bang wees om die grense te stel nie. So jy gaan baie vinnig moet scan in jou huwelik, in jou gesin, by die werksplek, in jou vriendekring, waar jy ook al beweeg, waar jy gaan moet leer om grense te stel. Die tweede advies gaan oor argumente. Moenie jou met dwaase en sinlose strydvrae inlaat, want jy weet dit veroorsaak net rusies. Nou hier gebruik jy die woordjie inlaat, so wat hier bedoel is, moenie toelaat dat jy ingesleep word by 'n argument, want dit veroorsaak rusies. Mooi. In hierdie week is daar 3 keer vir my gevra, is dit die einde? Is dit Armageddon? Is dit die aanbreek van die 1000-jarige vrederyk? En is iemand uit 'n totaal ander kerkgenootskap wat my het gevra het, en ek het agtergekom, hierdie ou wil 'n gesprek uitlok. En ek het hom 'n glimlaggie gegee, en ek het vir hom gesê, kan ek jou 'n drankie aanbied? Daar's geen manier dat ek en jy betrokke gaan raak in 'n argument oor die 1000-jarige vrederyk, die wegraping, die Jode as die Messiaanse volk, en dit waarmee Amerika nou besig is, dat hulle met heilige oorlog besig is.
onmiddellik vir hom gesê, kom ek en jy gaan drink saam koffie. En dan praat ek en jy oor 'n klompie ander goed, maar ek gaan nie ingetrek word by argumente. Kan jy daai grens stel? Veral julle wat jonger is, hou van argumentering. Julle hou van lekker debatte, maar weet jy waar eindig hy? By rusies. Dis waar hy eindig. En Paulus sê, is 'n passion killer. Jy en jou beste vriend beklei nooit. En skielik kom jy agter julle se argument. Julle verhouding is daarna nie weer dieselfde nie. Want 'n basic trust is gebreek, want daar's 'n opmerking gemaak wat nie gemaak moes gewees het nie. Kan jy grense stel? Passion killer. Die ander enetjie. Die woord intimidasie. Hy sê vir jong Timoteus, moenie toelaat dat jy verder geïntimideer word, want dis wat met hom gebeur het. Ek het nou die dag daar op die televisie gekyk, toe hulle weer besig was met 'n ondervragings van die Suid-Afrikaanse polisieouens. Die vroukie wat daar gesit het, het eenvoudige trane uitgebars, sy kon nie eenvoudig nie normaalweg praat nie, en al wat sy gesê het is, ek vrees teen intimidasie waarin ek konstant onderwerp is. Ek het daar verskriklik jammer gekry. En selfs die ouens wat ondervra het op 'n stadium vir haar gesê, raak rustig, haal diep asem, ons is nie om jou te beklei nie, maar ons moet by die waarheid moet uitkom. Hierdie vroukie het by die werksplek gekrak onder intimidasie. Ek en jy is bang vir intimidasie, ons leef in 'n wêreld waar ons geïntimideer word, en Paulus sê baie duidelik vir Timoteus, moenie toelaat dat jy geïntimideer word deur die ander ouens nie. Nou sê hy, wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld in woord, gedrag, liefde en daad. Hy sê, wees jy die voorbeeld. So wat hy hier vir Timoteus sê is, jy gaan baie sterker na vore moet kom in die werksplek. Stel die grens. My tyd is amper om. Ek moet gou by die tweede punt uitkom. Die tweede hoofpunt. Beloof julle, ek gaan per tyd slaaf wees. Tweede hoofpunt. So die eerste moet gaan oor grense. Die tweede gaan oor eenvoudige woordjie. Jou talente en jou genadegawes. Timoteus het 'n baie eenvoudige talent en genadegawe gehad. Dit lees ons in 1 Timoteus 4 vers 13. Jy moet jou daarop toelê om met die skrif voor te lees, te preek en onderrig te gee. So al wat Timoteus gedoen het is, hy het 'n dokument gevat, want hy voor die mense gaan staan, want hy het voorgelees en net verduidelik wat daar gestaan het. So hy het 'n baie vervelige bediening gehad. Hy het nie dinamiese bediening gehad nie. Hy het niemand geïnspireer nie. Voor hom was Apollos daar, die mees fantastiese prediker. Paulus was daar, die mees fenomenale, briljante mens. En hier het hierdie klein jong Timoteus gekom, met homself vergelyk met Apollos, met homself vergelyk met Petrus, onder andere, met homself vergelyk met Paulus. En toe hy homself vergelyk het met hierdie ander manne, toe besef hy is net nie in hulle kaliber nie. Hy het nie dieselfde talente as hulle nie. Hy het nie dieselfde gawes as hulle nie. En al wat hy gedoen het is, hy het sy talente verwaarloos. En dit het gesterf. Waar is jou talente? Kyk jy so 'n bietjie links en regs na ander wat 'n bietjie meer of minder talente as jy het? Fokus jy op jou sterkpunte. So wat hy vir jong Timoteus sê is, fokus weer op jou sterkpunt. Hierdie boodskap wil ek deurgee vir laerskoolkinders, ek wil deurgee vir hoërskoolkinders, ek wil deurgee vir studente, en ek wil deurgee vir werkers. Jy het spesifieke talente en genadegawes ontvang wat anders en uniek is. Daar's mense wat slimmer as jy is, daar's mense wat dommer as jy is. Dis eenvoudig so. Daar's mense met minder gawes, daar's mense met meer talente. Dit wat die Here vir jou gegee het, gaan jy eenvoudig 110% moet doen. Onvergelyk nie met ander nie. Timoteus, sy persoonlikheid het nie net ingetrek nie, maar hy het ook die een talent wat hy ontvang het hy nie aandag aan gegee nie. So wat hy doen is 'n baie belangrike ding. Hy het vir Timoteus gesê, keer terug na dit waarin jy goed is en fokus daarop. Nou vra ek jouself volgende vir jou. Keer jy terug waarin jy goed is en wees goed daarin. En dan praat ek oor die bediening. Ek wil terugkom net na die opmerking. Baie jare gelede het ek 'n kollega gehad en hy het absoluut met vuur en vlam geleef en hierdie ou is as gevolg van uitbranding uit die bediening uit. En toe word hy makelaar. En dit nie gemaak as makelaar. Toe gaan ek terug na hom toe. Toe sê ek vir hom, jy's 'n dominee. Jy's geroep om 'n dominee te wees.
En jy gaan moet terug fokus op jou talent. So jy's terug jou auditorium toe, weet eksamens af gelê, terug in die bediening. Hy's geroep gewees om 'n dominee te wees, nie 'n makelaar. Fokus op 'n dominee, nie makelaar nie. Jy fokus en waar jy sterk is en niks anders. Laaste enetjie, ek het nou vinnig hierdeur gehardloop. Jou persoonlike selfversorging. Timoteus het hom nie meer self versorg. 2 goed sê Paulus. Lees van vooraf die skrif en nou vra ek vir jou. Jy moet my oë kyk. Jou stilte tyd. Lees jy jou Bybel? Lees jy geestelike boeke? Raak jy stil voor die Here? Skakel jy die televisie af? Berei jy jou selfoon? Het jy die vermoë om YouTube af te sit? Scan jy van hierdie klip na daardie klip, sit jou foon neer om 30 sekondes later weer jou foon op te tel. Hier is die uitdaging. Kyk of jy vir die res van die dag jou selfoon kan neersit en nie weer na hom kyk nie. Timoteus het sy persoonlike selfversorging verwaarloos. En dit was nie goed nie. Saam met die persoonlike selfversorging, stilte. Wanneer laas het jy stilte gehad? Wanneer laas was jy in afsondering? Wanneer laas het jy weggebreek? Timoteus het sy selfversorging verwaarloos. En dis wat gebeur wanneer jy jou passie verloor. Jy verwaarloos jou persoonlike selfversorging. Daarom sê hy, lê klem op jou selfversorging, sodat ons jou vordering en jou groei kan sien. Hier is die groot challenge. Stap kom toe. Gaan koop vir jou boek. Lees hom. Wie dik boek te wees nie. Sit weer tyd vir stilte weg. Waar jy alleen met die Here sit en praat. So elke mens het 3 tye nodig. Alone time, one-to-one time and one-to-many. Een tot baie. Alone time is jy en jy alleen. So jy gaan op jou dagboek 1 tot alone time moet create. Jy gaan dit moet doen, jy het nie keuse nie. Maar jy gaan in jou dagboek one-to-one time moet skep. Waar jy nou baie goeie vriend gaan koffie drink. Waar jy en jou vrou 'n bietjie wegbreek, net julle twee. Maar dan het jy ook 1 tot baie tyd nodig. Wanneer jy in jou vriendekring sit en kuier. Lekker, praat oor rugby en cricket en tennis, al daai tipe van braai lekker vleis, dit is baie heerlike, rustige, ontspanne atmosfeer. Timoteus het al 3 hierdie tye afgeskeep. Hy het sy alone time afgeskeep, sy one-to-one time en sy one-to-many time afgeskeep. Om die passie te herstel, moet hy al 3 terugbring. Ek vat saam. Ek sluit af. 'n Vuur wat aandag kry, kan weer brand. Selfs 'n klein vonk is genoeg. Vandag vra God nie dat jy alles moet regmaak nie. Dat jy nie sterk moet wees nie. Hy vra net, hou die vuur aan die brand. Blaas sag. Gooi brandstof op. Maak ruimte vir rus. En herinner jouself aan jou roeping. Die gawe wat in jou is nog daar. En God is getrou. Wat aan jou toevertrou is goed. Bewaar dit deur die Heilige Gees wat in jou woon. Amen. Praat met die Here. Praat met die Here oor jou passie. As daar een passion killer is wat jy van ontslae moet raak, maak nou daai besluit. Ek gee geleentheid vir stil gebed.
ontvang die seën van die Here. Die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus ons Here, die gemeenskap van die Heilige Gees wat in elkeen van ons woon en bly, is elke dag met elkeen van u. Amen.